Vader, dankie. Dankie vir die geleentheid. Vanmorgen net om die naam op te lig en te aanbid en te prys. Want as niemand anders te behalwe U nie. Vanmorgen kom ek heeltemal afhanklik van die soet Heilige Gees. Here, dat U my sal salf, Heilige Gees, my Parakletos saam met my sal wees. Sy vuur in my binneste vanmorgen, dat die woord wat U vir my gegee het, ek kan oordra, sodat elkeen kan verstaan, vanmorgen vry kan uitstap in Jesus Christus se naam. Dankie vir die vorige geleentheid om dit te doen, Here, om dit te kan doen, om 'n mondstuk in die hand te kan wees vanmorgen, dat ek kan sê, so spreek die Here, en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Here, ek wil elke versterking van buite af, elke werking van die duisternis van buite af, Here, wat die diens omver wil gooi, wil het bind en kanseleer en kragtloos stel, in en oor hierdie vergadering, en oor die klankstelsel, in Jesus Christus se naam, ons bind dit, ons vernietig dit, ons bestraf dit, ons vervloek dit, ons dryf dit uit, stuur dit terug na waterlose plekke waar dit vandaan kom, in Jesus Christus se naam, en ons dankie vanmorgen dat die doel bereik, en dat Jesus se naam alweer verheerlik en geprys word. Ons dankie daarvoor in Jesus naam, en al die kinders van die Here sê, amen en amen vanmorgen. Vanmorgen gaan ek praat met U oor sirkel van mislukking, sirkel van mislukking. Baie interessante onderwerp. Engelse Bybel sê cycle of defeat or pattern of failure. Sekere patrone goed, ons sal daarby kom vanmorgen. Opgeteken 1 Samuel 1 vers 1 tot 16. Ek gaan 'n paar voorbeelde gebruik uit die Ou Testament om te staaf wat ek vanmorgen vir u gaan sê, en u gaan dit verstaan agterna, ek glo dit. En direk daarna het ek 'n spesiale gebed wat ek gaan bid, en ek glo die Here gaan bande breek vanmorgen, mense vrymaak, as ek dankbaar die is vanmorgen. Amen. So baie mense mis wat jy moet wees. Mis. Kom ons lees saam van 1 tot 16, 1 Samuel 1 tot 16. Kyk jy op die skerm, kyk in die woord vanmorgen. Ek lees van die vooruits. Hy sê, daar was 'n sekere man uit Ramathaim, 'n Sufiet, in die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, die seun van Roham, die seun van Elihu, die seun van Tohi, die seun van Sif van Efratiets. Hy het 2 vroue gehad, die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Penina, en Penina het kinders gehad. Luister wat hy daar sê, maar Hanna het geen kinders gehad nie. Nou die volgende vers is baie belangrik, vers 3. Luister wat die Bybel sê. En die man, dis nou Elkana, het van jaar tot jaar, onderstreep by jaar tot jaar, as jy pen het by onthou dit, hy het jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar 2 seuns van Eli, Hofni en Pinjas, priester van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna, sy wat nou so skoon nou gesluit was, het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het uit Hanna lief gehad, maar die Here het haar moederskoot toegesluit. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg, dis nou Penina wat haar geterg het, om haar te vertoorn, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar. Luister wat die Bybel sê, so het Penina gedoen van wat? Jaar tot jaar. Telkens as hy opgaan in die huis van die Here, so het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wil eet nie. En haar man Elkana sê vir Hanna, waarom ween jy?
en waarom eet julle, en waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op, na ete, dis oor die aand, luister mooi, Hanna opgestaan na ete in die aand, nie oggend nie, in die aand opgestaan, en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here, en bitter bedroef, hy sê tot die Here gebid en billik gewees, met ander woorde, hy het opgestaan en na die tempel gegaan en die aangesig van God gaan soek, stem saam met my. En sy het gelofte gedoen en gesê, Here van die heerskare, as u waarlik die ellende van die diensmaagd aangesien en aan my gedink en die diensmaagd nie vergeet het, die maatjie sê, Here het u my vergeet. Maar die diensmaagd 'n mannelike kind skep, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van my lewe, of sy lewe. Sy is spesifiek, sy sê nie 'n kind nie, sy sê 'n mannelike kind. Onthou, sy was spesifiek gewees, né? En geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lang gebid het, kan onderstreep, het voor die aangesig van die Here in Eli op haar mond ag gegee, want dan het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie. Het Eli gedink dat sy dronk was, en hy sê, vir haar land wil jy jou soos 'n dronk mens gedra, sit jou wyn van jou af weg, maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is 'n vrou wat beswaard in my gemoed is, wyn en sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Houd tog nie dienaars van die deugd nie, maar want vanweë my baie sorge en verdriet, het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in die vrede, en mag die God van Israel jou bede gee, wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy, mag die dienares guns in die oë vind. Onthou, as jy guns in God se oë gevind het, sal jy guns in die mens se oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan, sy het geëet daarna, en haar aangesig was, luister wat sê, haar aangesig was anders. Jou aangesig kan nou nie selfde wees jy in kontak met die Here kom nie. Toe het hulle die môre vroeg klaar gemaak, vir die aangesig van die Here aanbid, en teruggegaan by 'n huis in Rama gekom, en dan kan hy sy vrou Hanna beken, en die Here het aan haar gedink. Luister mooi. Ek het 'n hele ruk terug 'n reeks gedoen oor vloeke, familievloeke en blessings and curses. Jy kan dit nog kry op YouTube of jy kan vra daarvoor of jy stuur. En baie kinders van die Here glo nie dis moontlik nie, gebaseer op Galasiërs 3 vers 13 wat die volgende sê: Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, die vir ons 'n vloek te word. Wat waar is, ek stem saam. Maar as jy daai skrifgedeelte nie joune maak nie, kyk vir pastoor, elke belofte sal reeds in Christus Jesus vervul, hoe die woord sê. En as ek die voorwaardes nakom, luister, as ek die voorwaardes nakom van daai belofte, kan daai belofte 'n werklikheid in my eie reëling word. Ek moet die voorwaardes nakom, in ons eie taal gesê, ek moet daai belofte vir myself van in myne maak. Luister mooi. Maar die vraag wat ek vra vanmôre, as jy dan glo dit wat die woord sê, glo saam met u. Die vraag is vanmôre, hoekom sondig ons dan nog? As Galasiërs 3 vers 13 sê, die Here het ons losgekoop van die vloek van sonde se vloek. Dit was die wortel van wat
wat waarvan Jesus ontslaag geraak het. Hy het eers met sonde gedeel, want sonde was ook die wortel van siekte. Hoekom sondig ons nog? Hoekom beklei ons nog teen sonde as daardie Galasiërs 3 vers 13 dan, as er toe maar niks gebeur nie? Hoekom? Hoekom word ons nog siek? Want krankheid en siekte is 'n vloek. Dat niks outomaties gebeur by jou inkeer die dag toe die Here aanneem as jou persoonlike saligmaker, dat die Here niks alles weggeneem nie. Nee, dat nie outomaties dinge plaasgevind en alles het weggeval nie. Ek en jy moet nog weerstand bied. Ek en jy moet nog bid teen die aanslag van die vyand. Ek en jy moet nog die siekte bestraf en vervloek wat ons pad langs kom. Ons moet nog daardie dinge doen. Hoekom ons daar versoekings en beproewings? Hoekom moet ons bid vir genesing en die belofte ons as eie maak? Voordat enigiets kan gebeur in ons lewe. Niks het outomaties verander nie, niks nie. So ons moet daardie skrif ons eie maak voordat daardie ding getrigger of gesteller kan word in ons lewe. Die woord sê dat deur die wonde van ons Here Jesus Christus het daar reeds in die verlede tyd vir ons genesing gekom. Hoekom word ons nog steeds siek? Ons bely dit, ons verklaar dit, ons sê dit, maar ons maak nie daai skrif ons eie nie. Ons veg nie teen dit nie. Ons neem nie gesag daaroor nie. Daarom glo ek dat vloeke, familievloeke en al daai dinge nog 'n deurkom kans kry in die bloedlyn langs as ons nie werk maak van dit nie. Hallo. Vloeke gebeur nie net nie. Elke vloek vind 'n oorsaak. Spreuke 26 vers 2 sê, soos die voeltjie wegfladder, soos die swalkie wegvlieg, soos 'n vervloeking sonder oorsaak, dit kom nie uit nie. Like the sparrow in her wandering, like the swallow in her flying, so the curse without a cause do not come and lights on the undeserving. Dit kan nie hou vas kry op jou as jy daai ding gesag oorneem en dit breek in oor jou lewe nie. En vanmôre wil ek praat oor 'n ander onderwerp, naamlik sirkel van mislukking. Sirkel van mislukking. Wat kan kop uitsteek in die vorm van sekere, luister mooi, patrone. Sekere herhalende siklusse. Dit kan kop uitsteek in 'n vloek. Vanaf en vanuit die familie bloedlyn word ook genoem bloodline patterns. Kan deur die bloedlyn kom, mense, as jy die Bybel lees in die Ou Testament en gaan kyk daarna, kan dit so ver gaan as 10 geslagte terug. So ver. 10 geslagte terug kan hy dan kop uitsteek, heeltemal al die geslagte oorslaan, en in jou geslag vandag kan dit kop uitsteek, en jy kan nie verstaan, hoe kom dit gebeur nie? Waarom vind dit plaas in my familie? Waarom vind dit plaas in my eie lewe? 10 geslagte terug kan dit daarvan deurkom na jou toe. En as ons werk om kennis te neem vanmôre, dat sulke dinge bestaan nog. En vanmôre wil ek praat oor die sirkel van mislukking. En wil ek voorbeelde gebruik uit die woord wat my prediking vanmôre staaf. En dit wil ek oorgedra nie. En ons heel eerste voorbeeld is uit ons geleesde gedeelte van 'n vroukie met die naam Hanna. Nou Hanna se naam beteken grys of genade. Sy kon nie kinders hê nie. En die Bybel sê met die Here haar moederskoot toegesluit het. Dis iets wat die Here van die leerskare toegelaat het. En die volk gedink, nou wanneer jy sulke dinge gebeur in die Ou Testament, die heel eerste ding wat die volk kan dink, is die Here het jou gestraf. Daar's 'n vloek wat op jou rus, want daar as jy nie seuns nie, dieselfde tyd, jy geen kinders nie, is nog 'n groter ding, en het gedink die Here het jou gestraf. Maar Hanna moes die sirkel van mislukking moes sy breek in oor haar lewe. Mense.
Hoekom? Omdat dit jaar na jaar so aangegaan het in 'n lewe. Dis ons sê ons steek jaar na jaar. Dit kan aangaan week na week. Dit kan aangaan maand na maand. Wanneer my patroon hom herhaal. Kom ek neem 'n voorbeeld. Ek het dit so baie keer gehoor. Dit word nou winter en ek gaan weer bronchitis kry. Hoekom sê jy sulke dinge? Hoekom sê en spreek jy dit? Jy het verlede jaar baie sekere tyd dat jy bronchitis gekry en nou sê jy gaan weer bronchitis kry die jaar. Kom nou mense. Ek gaan baie siek word van griep, want verlede jaar het ek baie siek geword van griep. So daai sirkel van mislukking is nog steeds in jou familie. My ma was 'n asmaleier, my pa was dit gewees, en ek voel daar kom iets oor my lewe. Jy maak daai sirkel van mislukking los in hierdie geslag waar jy nou is. En die dinge wat jy spreek gaan in jou eie lewe 'n werklikheid word. Dis jou werk en my werk om daardie gemors te stop in Jesus naam. Ek praat pront uit die regheid van God. Ons aanvaar te maklik dinge. Ons spreek te maklik dinge. Ons maak dit los vir ons familie. Ons maak dit los vir ons kinders. Ons maak dit los vir ons huwelike. My ma het geskei, daardie tyd my pa het geskei, ek is baie ouderlik, wil of ons gaan skei. Jy maak daai dinge los in plaas van om daai ding gesag oor te neem en daai sirkel van mislukking te breek op hierdie geslag. Hoor wat ek vanmôre vir u sê. Luister vir pastoor vanmôre. Sy was daai sirkel van mislukking van jaar na jaar, moes sy oor haar breek, want die Bybel sê, sy was geterg deur haar mededingster, sy het haar vertoring, omdat haar moederskoot toegesluit was, en dus so die duiwel werk, om jy te herinner aan sulke dinge, en aan jou nederlaag, en dat niks jou pad sal langskom nie, omdat dit gebeur het in jou vorige bloedlyn. Jy sal nergens kom nie, hulle was nooit suksesvol gewees nie, jy sal ook nie suksesvol wees nie. En die mense glo dit. Dat die Here nie jou gebed beantwoord nie. Dat die Here nie belangstel om jou te help nie. En hy sal sommer klomp stilletjies aanlas. En jy sommer herinner die ding wat gebeur het, omdat jy gesondig het. Omdat jy gesondig het, omdat jy misgevat het. Allerhande dinge sal hy bysit, net solank jy hom glo. En as jy hom glo, begin daai sirkel van mislukking in jou geslag. En mense, niemand kan dit stop tensy jy self nie. Ons laat sulke dinge toe. Dinge wat ons lewe gebeur en op ons lewe pad kruis. Nie net jaar na jaar nie, maar wat jy raak maandeliks, self weekliks, en dan dink ons dis normaal. Sulke dinge is nie normaal nie. Kom nou. Sulke dinge is nie normaal nie. Dit kan nie net aangaan so jy aanvaar dit nie. Sulke dinge is nie normaal nie. Luister vir pastoor vanmôre. Enigiets wat te doen het met steel, slag en verwoes, kom nie van die Here af nie. Johannes 10:10. Hy het gekom om ons lewe en lewe in oorvloed te gee. Nie gekom om ons goed te steel nie. Halleluja. Ons kan nie as kind van die Here net altyd verloor nie. En ons doen niks raak aan dit nie. As ons niks doen, gaan dit aanbeweeg deur ons bloedlyn op die einde van die dag. In die Bybel sê 'n sekere jaar, op 'n sekere dag, net dan het sy genoeg gehad van die gespottery. Die Bybel sê sy het opgestaan, sy het nie gaan lê nie. Sy het opgestaan, ons het die uitleg gehoor, sy het opgestaan, sy het nie gaan lê nie. En gesê, genoeg is genoeg.
Ek en jy kan in die geslag, ons geslag vandag, kan ek en jy daardie sirkel van mislukking breek. Ek en jy kan dit doen. Ek kan dit in my familie doen, in my geslag. Jy kan dit in jou familie geslag. Ek en jy in die gesagsnaam van Jesus Christus kan daardie sirkel van mislukking stop in ons bloedlyn. Daar sal dit gestop word en dit sal nie verder gaan nie. Ons het die gesag en die autoriteit om dit te doen in Jesus Christus. Wat doen hierdie vrou? Wat doen sy? Die Bybel sê sy het die nag die Here se aangesig gaan soek. Bitterlik bedroef. Bitterlik geween. As hy lank gebid, sê die Bybel, baie keer moet ons net meer gee as die normale afgeranselde kort gebed. Hoor wat pastoor sê? Ek sê baie keer moet jy bietjie meer gee as die normale gebed. Baie keer moet jy bietjie meer ure insit, meer tyd spandeer. Luister, seker is, gaan nie uit sonder vasting en gebed is Jesus homself. Meer verkrim nie, net so nie. Hulle was rondom Jericho geloop 7 maal. Die 7de maal moes hulle die basyne blaas voor daai muur in die grond ingedruk het. Hulle moes hulle deel bring. Hulle moes gaan kyk hoe lyk dit daar. Hulle moes gaan kyk hoe groot en dik die muur is. Ek sê dat baie keer moet ons meer gee as ons normale gebed om hy mure van die sirkel van mislukking in ons lewe te laat krummel. Luister, sy het lank gebid, sê die Bybel. Ek sê dit kos iets wanneer jy sê genoeg is genoeg. Eli, die priester het dat opgehou, sê die Bybel, en gedink sy was dronk, want sy het nie hard gebid nie, maar in haar hart gespreek, het aan lippe uit geroer, en sy het 'n gelofte gemaak en gesê, hy sal u sin word, as jy my 'n manlike kind gee. In gebed vra jy, ek sê weer, in gebed vra jy, maar as jy gelofte maak, dan beloof jy. Amen. Groot verskil. Amen. Dis 'n verbintenis wat jy moet nakom. Prediker 5 vers 4 sê, dis beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Amen. Sy het beloof dat haar kind Samuel sal die God van Israel sal word. Kom ons kyk wat gebeur. Daai bloedlyn vloeke en daardie sirkel van mislukking word gebreek oor hy vrou. En die Here antwoord na gebed, ons gelees in vers 19, en sy ontvang wat sy gebid het, en daardie ding stop in daardie generasie, nie daar, in daardie geslag, net daar, stop sy dit, wat jaar na jaar haar gevolg het, soos 'n skaduwee. Ja. Maar die krag van die Here dra. Ja. Kom ons kyk 'n bietjie verder 'n paar voorbeelde op die bloedlyn van Abraham. Vir 4 geslagte vorentoe. Waar patroon op patroon volg. Elke geslag 'n patroon volg. In Genesis 12 sê die Here vir Abraham, hy was Abraham nog verhewe vader, om uit Haran te trek na Kanaan. Met al sy besittings, sy vrou Sarai, broerskind Lot en slawe en in Kanaan aangekom. Hy was 75 jaar oud daai tyd, 75 jaar oud. En toe hy in Egipte omdat daar 'n hongersnood in Kanaan was, vertrek hy daarvan af oor die grens na Egipte toe. In Egipte was hy daar vir 'n kort tydjie. Luister wat die Bybel sê vanaf vers 12. As die Egiptenaars, hy praat nou met Sarai, luister wat hy sê. As die Egiptenaars jou nou sien, my vroukie, sal vir my sê, dit is sy vrou.
En hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog, jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan, terwille van jou en ek, om jou ontwil in die lewe kan bly. Toe Abraham na Egipte gekom het, luister wat die Bybel sê, sien die Egiptenare, dat die vrou baie mooi was, sy was 65 jaar oud. En sy was mooier as die ander vroue in Egipte, 65 jaar oud. En die Bybel sê, en ons lees daar, dat Abraham het 'n leed vertel aan Farao die koning van Egipte. En dit sou 'n sirkel van mislukking word tot en met die 4de geslag. Het jy daaraan gedink nie? 'n patroon wat sy kop sou uitsteek in elke geslag. Mense, dis 'n ding soos 'n paalboom wat uitstaan, dis 'n ding wat jou volg as jy die werk maak met die vloek. En ek sê dit altyd, en dis wat pastoor weer 'n keer sê vanmôre. As jy jou kind se lewe sien, dan gebeur iets wat jy gedoen het as sondaar, wat verkeerd was, wat sonde was. En dit word gedoen of gesê, en allerhande dinge wat plaasvind. Hoekom stop jy dit nie? Jy kan nie toelaat dat jou kind dieselfde dinge doen as wat jy gedoen het dat toe jy sonder was nie, want dit gaan oorgedra word in sy geslag. Dis jou werk en my werk om my dinge te stop en te kanselleer, dat hy sirkel van mislukking en patrone gebreek kan word oor jou kind se lewe voordat te laat is. Gaan dit deur in sy geslag en vir sy kinders na die volgende geslag toe, en dan gaan dit aangaan, en ek skal dit steriliseer op die einde van die dag, en niemand sal dit kan keer nie. Niemand sal dit kan keer nie. Nee, die Here kan jou help om my dinge te stop in Jesus naam. Luister vir pastoor vanmôre. Stop dit in jou kind se lewe. Breek hy ding oor jou kind se lewe. Stel dit kragloos. Breek hy sirkel van mislukking in oor hulle lewe. Moet dit nie toelaat nie. Luister. Ek vertel 'n leuen. Ek wil vanmôre iets wat my hart geval het. Luister mooi en luister wat pastoor sê. Weet jy hoe belangrik dit is om eerlik te wees in jou huwelik? Absoluut. Raak hom stil. Baie keer trou mense, twee mense trou baie keer. Die een van die twee mense weet wat die waarheid is in mekaar se wil dit gebeur voorheen voor hulle mekaar die ja-woord gegee. Seker dinge word toegesneer. Ja. Nie waarheid gepraat nie. Ja. En daardie dinge wat jy as geheim hou in jou huwelik. Wat jy toesmeer, wat jy dink niemand sal van weet nie, as jy man of die vrou nie weet die Here van. Amen. Absoluut. En dit wat jy in die duister doen, sal die lig geopenbaar word in die Bybel. En dit wat jy weggesteek het daar, en die Here gewees het met jou man of jou vrou, en selfs jou kinders nie, kan 'n sirkel van mislukking word wat deurgaan na die volgende geslag toe. Jy verstaan nie hoekom jou kinders so optree nie. Jy verstaan nie hoekom die kinders sulke dinge doen nie, maar nooit dat jy gaan stilsit en dink ek is die oorsaak van dit nie. Omdat ek nie eerlik was nie. Met my man, my vrou, my kinders, was ek nie eerlik gewees nie. Dis waar hy dan nou gebore word en dit gaan deurgaan na die volgende geslag toe as 'n patroon, 'n sirkel van mislukking wat net jy kan keer deur die waarheid te vertel en die dinge te breek in oor jou huwelik en jou familie. Moenie sê ander pastoor sê Els, pastoor praat die waarheid vir hom. Luister. In plaas van
dat Abraham leer uit sy eerste fout uit. Dat dit wat hy gedoen het, hy leen vertel het, al was hy geseën, luister, hy was 'n geseënde man, hy was die rykste op die aardbodem, die Here hom geseën, gaan hy, en hy doen dit in hoofstuk 20 weer 'n keer. En vir 'n lang ruk lees ons daar, dat Sarah was onvrugbaar voordat sy Isak gebore het. Sy was onvrugbaar geweest vir 'n lang tyd. En daai ding van leuns, wat hy vertel het, gaan oor na die volgende geslag. Want Isak, sy seun, doen presies dieselfde as wat sy pa gedoen het. In detail, tot die laaste tee, het hy presies dieselfde gedoen, wat sy pa gedoen het in die verlede, hy doen dieselfde. Hy was getroud met Rebekka, Genesis 26, so hy was ook eers onvrugbaar, lees Genesis 25, dieselfde patroon volg sy seun, omdat Abraham, dat het nie bly het en werk gemaak het, om hy sirkel van mislukking te breek oor sy geslag nie. Jy kom op 'n punt waar jy sê, genoeg is genoeg, mense. En as jy gesê het, genoeg is genoeg, moet jy weet, jy is nou nog geestelike oorlog voer om van daai ding ontslae te raak, want daai ding kom geslagte langs, deur elke geslag tot waar jy nou sê, genoeg is genoeg. Jy gaan worstel, jy gaan bid, jy gaan vas, jy gaan uitroep, totdat daai nek van daai sirkel van mislukking gebreek word oor jou geslag. Maklik gaan dit nie wees nie. Luister, van Isak word niks gedoen nie, daai ding word nie aangeraak nie, en het beweeg oor na die volgende geslag. Waar Jakob sy vader mislei, Genesis 27, deur geseën te word in die plek van Esau, en Rachel, sy vrou, is ook onvrugbaar, vir 'n tyd. Genesis 29 en Genesis 30. So vir 3 geslagte lank, 3 geslagte in 'n ry, volg die patroon van geslag tot geslag, en bly hy sirkel van mislukking in orde. Volg hulle waar hulle gaan, en dieselfde dinge volg hulle waar hulle gaan, bly dieselfde regdeur vir 3 geslagte. Dan in die 3de plek, in die 4de geslag, nadat Josef se broers hom verkoop het, en leuns aan hulle vader Jakob vertel het, wat gebeur het. Hulle het alleen vertel, pa, daai pragtige kleed wat jy vir Josef gemaak het. Wow, ons is jammer. Hy was aangeval deur roofdiere. Kyk hoe lyk hierdie kleed, is vol bloed. Hulle vertel 'n leuen weer daar ook. Mislei hulle pa. Vertel hy verkeerde dinge. Luister. En die siklus herhaal hom daar. Selfde ding gaan gebeur, hulle vat Josef en hulle verkoop hom as 'n slaaf. Hy word in 'n put ingegooi, hy land op as 'n slaaf. Maar Josef kom op 'n punt waar hy sê, genoeg is genoeg. Ek sal nie wraak neem nie, ek sal nie leuns vertel nie, ek kies integriteit en vergifnis. Genesis 50 vers 20, julle kwaad teen my beplan, sê vir sy broers, maar God het dit ten goeie gedink. Maklik het dit nie gegaan in Josef se lewe nie. Jy sien, die oomblik toe hy besluit, genoeg is genoeg, toe vaai jare. Want hy moes nou vir 3 geslagte, moes hy daardie sirkel van mislukking breek, hy moes ontslae raak van daai dinge, hy moes die Here om vergifnis vra, hy moes daai dinge breek oor sy familie, oor sy vorige geslag ook, en maklik het dit nie gegaan nie. Luister wat die Bybel sê, hy was in die tronk ingegooi. Hy was vir
broers verraai, as 'n slaaf verkoop. Hy's vals beskuldig deur Potifar se vrou. Hy's in 'n tronk gegooi. Al het hy niks verkeerds gedoen in Genesis 39. Selfs daar is hy vergeet deur die skinker wat hom beloof het hy sal hom help. Genesis 40 en hy bly nog langer in die tronk. Al daai dinge moes hy deurmaak omdat hy besluit het genoeg is genoeg. Ek sal nie leuns vertel nie. Ek sal nie wraak uitoefen nie. Nee, ek sal dit nie doen nie. Ek sal die regte ding doen in die oë van my God en Vader. Dis wat ek gaan doen. Luister mooi. Tog deur alles wat gebeur het, was God met hom. Het God hom voorberei. En uiteindelik verhef tot 'n leiersposisie in Egipte, Genesis 41. Luister pastoor vanmôre, ek en jy kan die sirkel van mislukking aan hierdie geslag van ons stop, soos Josef dit gestop het in sy geslag. Niks is by God onmoontlik nie. Dit wat onmoontlik is vir die mens, is moontlik by God. Ons kan daai dit stop in jou huwelik, ons kan daai dit stop in jou familie, ons kan daai sirkel van mislukking stop in Jesus Christus se naam. En wie is daar wat jou kan keer? Niemand kan jou keer nie, want Jesus Christus is saam met jou. Wat moet ons doen, pastoor? Wat moet ek doen om hierdie ding te breek op my geslag? Nommer 1. Erken die probleem. Wees eerlik met jouself en wees eerlik met die Here. Jy kan niks regmaak. Jy kan nie iets regmaak wat jy nie erken nie. Erken dit. Erken dit. Wees eerlik met jouself en eerlik met die Here. Tweedens, bekeer jou van die probleem. Sê jy, ek het verkeerd gedoen. Ek het leuns vertel van my vrou, ek het leuns vertel van my man, leuns vertel van my kinders, ek het verkeerd gedoen, ek het verkeerde dinge gedoen. Here, hulle weet nie daarvan, u weet daarvan, ek kom en ek vra om vergifnis vanmôre, maar hy sirkel van mislukking gebreek word oor my geslag, oor my huwelik, oor my familie. Draai weg van sonde en verkeerde patrone. Mense. Dit kom van jou voorouers af, dit kom van jou pa of ma af, en jy wil dieselfde ding doen as wat hulle gedoen het. Jy wil dieselfde optree as wat hulle opgetree het. Breek daai patroon. As dit verkeerd is, moet jy eers luister na die stem van die duiwel nie. Breek dit, kanselleer dit in oor jou lewe. Jy's in 'n ander geslag. As jy 'n kind van die Here is, wat soek jy met daai ding in jou lewe? Jy kan nie daaraan hang nie. Jou pa is oorlede, jou ma is oorlede, jou oupa is oorlede. Dit is al lankal weg onder die grond, heeltemal weg. Wat wil jy nog doen met daai goed van hulle kant af? Breek dit en kanselleer dit. In Jesus naam. Handelinge 3 vers 19 sê, bekeer julle. Bekeer julle. Derdens, wat moet ek doen? Verwerp die probleem. Vervloek en verloon die probleem. Sê dit hardop vir die duiwel, ek wil niks vir dit te doen en die duiwel is op 'n verkeerde plek, in verkeerde huis, by verkeerde familie. Dit hoort nie in ons stem nie saam nie. Ek aanvaar dit nie. Jy vat jou goed en trek. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal vir jou wegvlug. Moet dit nie plek gee in jou lewe nie. Moet dit nie plek gee in jou huis nie. Moet dit nie plek gee in jou huwelik nie. Daar's so baie ding wat oorgedra word van jou geslag, oorgedra word in hierdie geslag, wat jy dink jy kan dieselfde doen. Jy wil dieselfde wees as jou pa, ja, hoor, sy genes in jou, sy bloed is in jou, maar jy's 'n bloedgewaste kind van die Here. Jy het 'n hemelse Vader wat jou liefhet, wat vir jou omgee, wat by jou staan, wat jou tugtig omdat jy jou liefhet. Hoekom moet jy in wêreldse dinge vashou? Amen. Vierdens, vervang die probleem.
Moenie net ophou nie, vervang dit met iets. Bly in die woord van die Here. Bly by goeie gewoontes. Bly by regte dinge. Bedink die dinge wat boos, wat reg is, wat rein is, wat lieflik is, wat loflik is. Vul jou gedagte met die woord van die Here. Efesiërs 4:22-24. Vervang die probleem. Moet dit nie leef te los nie. Vervang dit. Vervang dit met iets. Dan in die 5de plek. Erbou die regte dinge. Bou jou lewe weer op volgens God se wil. Vestig nuwe patrone en gewoontes in jou lewe. Dit gaan oor volhoubare veranderinge in jou lewe. Dinge wat jy kan doen elke dag en vol kan hou met dit. Elke dag vir jou lewe. In plaas van om te gaan staan jy op. In plaas om te kla gaan bid jy. In plaas van dit te doen, prys jy die Here. In plaas vervang dit, bou regte dinge op in jou lewe. Regte dinge wat opbouend is vir jou. Vat dit en stap 'n pad saam en jy blokkeer daardie dinge wat van jou voorvaders afkom en jy kanselleer dit later van. Weet jy as jy 'n ding nie kos gee, wat gebeur? Hy vrek. Net so. Hy vrek. Ek is nie dood, hy vrek. As jy daardie ding nie voer nie, as jy daardie ding nie kos gee nie, dan vrek hy. Hy kan nie bly staan nie, hy maak staan op dit wat jou voer. Dit wat jy aan dink. Dit wat jy hardop sê. Dit wat jy verklaar. Die rusies tussen jy en jou vrou. Die rusies in jy, hy word gevoer deur daardie dinge. Hy word vet gevoer. En die oomblik wanneer jy het stop, dan bekommer hy homself, hy weet niks sal gebeur nie, hy weet daar's nou probleme, maar luister wat gebeur, die voer my, hy gaan doodgaan, hy gaan vrek op die van die dag, hy kan nie kos van jou kant af nie. Hy sal aan 'n plek gaan soek. Hy sal aan 'n plek gaan soek. Waar hy gevoer kan word, waar negativiteit, die oorhand vuur, waar al die dinge oorhand vuur, hy soek sulke dinge wat daardeur gevoer word. Hy wil met sy hande gevou sit en net eet. Maar ons het geleer, voer daardie ding nie. Die sirkel van mislukking sal later heeltemal sterf, soos 'n boom wat jy uittrek met sy wortels en al, en daai boom gaan dan lê, wortels gaan verbrand en verdor, en daai ding gaan nie meer lange vrug dra in jou lewe nie. Dis sou jy moet stop. Dis sou jy moet stop. Maak werk van dit. Deel met dit. Bind daardie ding. Kanselleer dit, vervloek sy werke. En breek dit in jou lewe, oor jou kinders, oor jou huis, oor die finansies. Stel dit kragloos, dat hy sirkel van mislukking jou pad langs kom. En die grootste ding wat hy gebruik is armoede. My ma was arm, so ek moet arm wees. Dit is direk, is 'n hele klomp leuns wat jou vertel. Breek dit. Armoede se vloek. Breek daardie ding oor jou lewe en sê vir Here, ek sal geseënd wees omdat U saam met my is. Ek sal voorspoedig wees omdat U saam met my is. Ek sal gesond wees omdat U saam met my is. U is my groot geneesheer. Begin positiewe dinge verklaar en losbak oor jou lewe en kanselleer daai negativiteit uit jou lewe uit. Raak ontslaaf van dit wat vir jou voorouers afteer kom. Luister. Dankie Jesus. Nou, belydenis. En as jy nog aan iets wat daar moes sê vanmôre, om dinge te bely en te laat staan is belangrik. Bely dat jy erken jy het gefouteer. Maar luister ook wat ek wil sê vanmôre, dis wat my opgekom het. Is dat ek en jy moet leer om te kan vergewe en vry te spreek. Is 'n belangrike ding om te doen. Ek gaan uitkom by die gebeds. En ons sal daai
sirkel van mislukking vanmôre gaan ons breek. Halleluja. Ons gaan dit breek vanmôre. In Jesus Christus se naam. Ek wil vanmôre net al waar jy sit met die oostyd, ek gaan die gebed doen. Ek wil jy moet luister en saam met my stem. Vanmôre in Jesus Christus se naam. Kom ons wees stil, kom ons ingestem. Luister wat ek bid vanmôre. Ek sê Vader, in die naam van Jesus Christus, kom ek vanmôre en vra om vergifnis vir enige sonde in en oor my bloedlyn, so ver as 10 geslagte terug. Ons raak nou terug. Ek vergewe my voorouers. Ek spreek hulle vry. En ek weet dat dit kan nie hulle destiny verander nie. Luister mooi. Here, ek weet ek kan my voorouers se destiny nie verander nie, maar ek kan wel my destiny verander. Hoe die pastoor sê, ek spreek hulle vry en ek vergewe hulle, is klaar dood. Niks kan hulle verander nie, hulle kan nie meer terugkom nie. Hulle destiny is hulle destiny. Maar wanneer oomblik wat ek dit doen, soos ek nou sê, verander my destiny. Daai bande word oor my lewe nou gebreek. En die skrif wat ek gebruik is Matteus 6 vers 12 wat sê, vergewe ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ek vergewe hulle. Kom ek vra die vraag vanmôre, ek moet net daar stop, sal ek verder bid. Wat het jy gedoen met jou pa wat jou verkrag het? As iemand is vanmôre, ek weet nie, miskien praat ek met iemand vanmôre. Het jy ooit vergewe of jy graf toe met daardie skuldgevoel? Wat jy gedoen met jou ouers wat jou mishandel het? Wat verkeerde dinge vir jou gesê het, wat jou weggegooi het as kind, wat jy in 'n kosies ingeplaas het, wat niks met jou te doen gehad het nie, het jy hulle vergewe of sy hulle graf toe met daai ding? Kom nou, antwoord jouself. Gaan jy nou die res van die lewe loop by skuldgevoel, dit my pa my gedoen, dit my ouers aan my gedoen? Nee, spreek hulle vry, vergewe hulle destiny kan verander nie, maar jou destiny kan vanmôre verander, as jy hulle vry spreek en vergewe, kan die Here daai bande oor jou lewe breek vanmôre. Moet nie dat die duiwel vir jou klomp lees in jou gedagtes implant nie. Luister, Here, ek breek en verloor elke patroon van mislukking. Ons breek enige vloek, vrees, rebellie, siekte, krankheid, negatiewe woorde, enige vorm van ookal, heksery, towery, in oor my en my bloedlyn in Jesus Christus se naam. Ek verloor en vervloek enige geestelike kontrakte wat my voorouers kon gesluit het met duisterse magte, wat sonde insluit, en ek pleit die kragtige bloed van Jesus Christus oor my bloedlyn in Jesus Christus se naam. Elke sterk maniere wat my finansies vasthou, wat my liggaam aanval, wat my familie aanval en teiken, ek wil jou terug. Ek ry jou terug in die verlede. Hoor wat die woord van die Here sê, ek wil jou terugvat soontoe. Hoor wat die woord van die Here vir jou sê vanmôre. Stap man, dit tref, die woord van die Here tref jy tussen die oë, soos dit gebeur het met Goliat. Die woord van die Here tref jy tussen die oë, soos dit gebeur het met Goliat. Jy val vanmôre en ons kap jou kop af met dieselfde wapen wat jy nie teen ons wil gebruik het, in Jesus Christus se naam. Yes, Lord. Want die Bybel sê dat geen wapen wat teen ons opgerig word, sal enige skade aanrig nie, in Jesus Christus se naam. Ek vat vanmôre terug. Ek vat vanmôre terug. Elkeen teenwoordig, ons vat terug vanmôre. Here, van my geboortetyd af, wat ook al op my geplaas was, op my geboortedag, wat die dag van my geboorte, waar die vyand inkom kans gekry het, Here, vat ons terug vanmôre. Ons breek elke negatiewe woord, uitspraak en vloeke. Here, ons breek en kanselleer dit vanmôre in Jesus Christus se naam. Daar jou vas word verbreek vanmôre. Daai sirkel van mislukking word gebreek en oor van my dag van geboorte af tot nou toe. Ek stel dit kragloos in Jesus Christus se naam. Ek Pieter van die Swalle toe, wat gebore is 4/9/1951, is Jesus Christus se eiendom. Ek
behoort aan hom. Ek behoort aan Jesus Christus. Elke persoon teenwoordig vanmôre in hierdie plek behoort aan Jesus Christus. Van geboortetyd af tot nou toe is hulle Jesus Christus eiendom. Jy het geen reg op hulle lewe nie. Jy het geen reg op my lewe nie. Jy het geen reg op die families nie. Jy het geen reg op die geslag nie. Hy sukkel van mislukking word verbreek vanmôre in Jesus Christus se naam. Yes, Lord. Yes. Ons breek dit. In daai sirkel van mislukking, elke patroon wat aan volg, stop nou in hierdie geslag vanmôre, in die kragtige naam van ons Here Jesus Christus. En Here, so sal dit wees, en niemand sal dit kan verander nie, in die naam van ons Here Jesus Christus. Elke kind van Here vanmôre sê, Amen. Amen.